Môre en wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend saam met jou en almal rondom jou net stil te kan word in die teenwoordigheid van die lewende Jesus wat opgestaan het en wat by elkeen van ons is. Nou verlede week het ek en jy met mekaar gedeel hoe die voorhangsel geskeur het op daardie oomblik toe Jesus sy laaste asem uitgeblaas het. Kan jy onthou wat het hy gesê? Dit is volbring. So vandag gaan ons 'n bietjie kyk van twee kante af. Aan die een kant van God se kant af, wat het Jesus volbring? En aan die ander kant van ons kant af, wat beteken dit dan vir jou en vir my? Dit wat Jesus aan die kruis volbring het. En daarom ons tema vanoggend is, hoe lyk 'n oorvloedslewe? Kolossense 2 vers 3 sê, julle was dood, deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Toe ek op skool was ek 'n professionele kamphanger. My mamma was die CSV tannie, en kyk, met 3 woelige seuns en 3 sene wie se hormone in demone verander het dit nogals baie gevra om ons op die reguit pad te hou. En daarom elke CSV kamp was ons daar gewees. En weet jy, by elke CSV kamp het ek my hart vir die Here gegee. Die eerste keer wat ek dit gedoen het dit goed gegaan vir 'n ruk, en toe dit weer so begin afdraand loop, want niemand het vir my vertel, wat moet nou gebeur nadat jy tot bekering gekom het nie. So met die volgende kamp het ek gevoel, nee, ek het nou teruggegly, dalk was die eerste keer nou nie regtig van harte oorgawe nie, en dan het ek weer my hart vir die Here gegee. En so het dit aangegaan, en naderhand het dit 'n frustrasie vir my geword, want dit het vir my gevoel, weet jy, ek maak dit net nie. Ek kry dit nou net nie reg om hierdie tier in die tank, hierdie ou mens, nou begrawe te kry en afgelê te kry nie. Want ek het nie verstaan hoe werk dit nie. Nou kom ons trek weg vanoggend, en ek wil vir jou die 2 ongemaklikste vragies vra, wat jy vir enige iemand kan vra, maar wat so nodig is, dat ons dit vir mekaar vra. Die eerste vraag is, as jy nou vandag doodgaan, waarna toe gaan jy? Die tweede vraag is, as jy dan nou vandag doodgaan, en jy kom voor God te staan, en hy sou vir jou sê, op grond waarvan, hoekom moet ek jou toelaat in die hemel, wat sal jy dan vir hom sê? Nou baie van julle sal hierdie vragies herken, dit was die 2 EE3 vragies. Dis dieselfde 2 vragies, wat ook gevra is destyds. Onthou julle die jeug tot jeug aksie? Het jy ook hierdie 2 vragies van mense gevra? En hoe kan destyds by die jeug tot jeug aksie het hulle gesê, as een persoon elke jaar net een ander persoon na die Here toe lei, sal daar teen die jaar 2000 geen mens wees wat nog nie van Jesus gehoor het nie. 80% van die mense in Suid-Afrika het op sensusvorms aangedui dat hulle Christene is, dat hulle glo in Jesus. 80%. Nou wil ek vir jou sê, kyk net na ons land. En dan vra ek myself af, of ons regtig verstaan wat dit beteken om koningskind, om kind van God te wees. En as ek nou my stoei vat oor baie jare, my vrae, my soeke, nou hoe werk dit nou? Dan begin ek besef dat bitter min mense verstaan hoe werk dit, en dit lei daartoe dat hulle maar net aankarring. Nou vanoggend wil ek dit vir jou aan die hand van 'n praktiese voorbeeld illustreer. Maar voordat ons daarby kom, kom ek lees net eers vir jou wat staan in Kolossense 2. Kolossense 2 vers 13 tot 15. Julle was dood, deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God
het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Nou hierdie gedeelte wil ek aan die hand van 'n praktiese voorbeeld vir jou illustreer, want hier is 'n ding wat ek en jy en elke kind van God, let wel, elke kind van God, want ek glo daar's 'n verskil tussen 'n Christen en 'n kind van God. 'n Christen is iemand wat glo in die Christelike leerstellings. Hy weet van God, hy het in sy gebod, hy weet van Jesus, hy weet van die Heilige Gees, maar dit beïnvloed nie sy lewe nie. Dis nou daar die mense wat sê, moenie maak soos wat ek doen nie, maak soos wat ek sê. Koningskinders daarenteen, hulle is die ouens, hulle hoef nie 'n woord te sê nie. En jy kan in hulle demeanor, in hulle ingesteldheid, in dit wat hulle uitstraal, kan jy sien, hulle manier van praat, hulle manier van doen, dat hulle kinders van God is. Nou in die Bybel lees ons mos van die boek van die lewe. Nou hier het ek 'n boek vanoggend. Veronderstel nou, dit is jou lewensboek. Hy is daar in die hemel by God. En dan voor in die boek, as ons hom oopmaak, is daar 'n prentjie van jou, 'n foto van jou. En onder staan jou naam, en dan gebore op so en so dag, en dan elke negatiewe, verkeerde, sondige ding wat jy gedink het en gedoen het, word in hierdie boek opgeskryf. So, omdat God buite tyd leef, hy het nie 'n verlede nie, hy het nie 'n toekoms nie, hy leef net in die nou, die alomteenwoordige nou. Want hy sien as hy na die skepping kyk, van die begin af, tot aan die einde van ons aardse bestaan, sien hy alles, van die begin van jou lewe, tot aan die einde van jou lewe, sien hy alles. So, alles is in hierdie boek opgeskrywe. So, wanneer ek en jy dan sterwe, dan sê God, okay, bring bietjie Sjaal se boek vir my. Dan maak hy my boek oop, dan sê hy, Sjaal, ja, nee, baie mooi. Maar weet jy, Sjaal, jy kan net in die hemel inkom, as jy geen sonde het nie. Sê ek, Here, niks, geen sonde. En as ek so deur hierdie boek van jou blaai, weet jy, dan sien ek, hy's vol sondes. So ek is jammer, Sjaal, al was jy 'n dominee, het jy al hierdie dinge gedoen, volgende deur. Dit is wat Kolossense 2 vers 13 beteken. Hy sê ons was dood in ons sonde. Dit wil sê daar was geen manier hoe ek en jy op grond van dit wat ons kan doen en gedoen het, onsself in die hemel kan inwerk nie. Ons kan nie met ons goeie dade God beïndruk wat ons gedoen het, watter geestesgawes ons gehad het en ingevloei en alles. Onthou jy wat het Jesus vertel van mense wat sê, maar ons het al die gawes gehad, ons het gebid en mense het lewend geword en al hierdie dinge het ons gedoen, maar hulle het nie die liefde gehad nie. En dis wat 1 Korintiërs sê, ons kan alles sê, as ons nie die liefde het nie, het ons niks. En die liefde is nie iets wat ons uit onsself kan kry nie. Dit is wat Jesus kom doen het, want so lief het God die wêreld gehad. So ons was dood in ons sonde. Daar was nie 'n manier hoe ons met hierdie boek in die hemel kon kom nie. Want God vereis dat ek en jy geen sonde moet hê nie. Op 'n dag het ek ook sy klop aan die deur gehoor. Openbaring 3 vers 20. En ek het besluit, ek gaan die deur oopmaak. En ek gaan Jesus innooi, dat hy beheer, hoor mooi wat ek sê, beheer kan oorneem van my lewe. Wat het op daardie moment gebeur? Op daardie moment het God seker vir een van die engele gesê, bring 'n bietjie Sjaal se boek.
En hy het hierdie boek van my gevat, en het hom in die bloed van Jesus, wat vir my sondes gevloei het, gedoop, en hy het op elke bladsy gestempel. Dit is betaal. Dit is betaal. So Jesus het vir alles betaal. En wat sê Papa Vader toe? Vat daardie boek en spyker hom aan die kruis vas. Hoe sê Kolossense 2, die skuld bewys met sy eise teen ons. Hierdie boek vol sonde het hy tot niet gemaak deur dit aan die kruis vas te spyker. Kyk gou na hierdie prentjie. So die wonderlike is, die dag, as ek Jesus Christus dan aanneem as my verlosser en saligmaker, dan mag Papa Vader vir my 'n nuwe boek oop. Weer soos van tevore, die prentjie, voorin, naam, geboortedag en alles. En as hy hom dan so oopmaak, en hy begin so deur hom blaai, dan is daar niks sonde nie. Al wat hy sien, is die liefde wat in my lewe, die Gees van God, Jesus, en hoe ons liefde geword het soos Jesus. Al die mooi dinge is hier opgeskryf. Wow, kyk hierso, uit liefde en dankbaarheid het ons ander gehelp, het ons gedien waar ons moes, het ons vir mense liefde gegee, mense besoek in die tronke, hospitale en oral, ons buurman wat siek was en al hierdie dinge, nie omdat ons God wil beïndruk het daarmee nie, uit dankbaarheid vir wat Jesus vir ons gedoen het. So die belangrike ding wat ek en jy moet verstaan vandag, daar's twee kante. Aan die een kant, soos wat ek jou gesê het, van God se kant af. Hy is 'n regverdige God, hy haat sonde, hy sê, niemand kan die hemel kom as daar nog sonde in hulle lewe is nie. So daarom het hy sy seun gestuur, Jesus Christus, om te sterf aan 'n kruis. En daar aan die kruis het Jesus vir jou en vir my gesterf. Kyk gou na hierdie prentjie weer. Sien jy die gesiggies op die kruis? Daar hang my boek, jou boek, met ons gesiggies, alles. Ons het saam met Christus gesterf. So van God se kant af, moes die sonde skuld, wat ek en jy gehad het, wat ons gedoen het van geboorte tot ons sterwe, daar moes eers iets met dit gebeur. En wat het God met dit gedoen? Jesus het gesê, ek sal gaan betaal vir dit. En nou 'n baie belangrike ding. Ons praat altyd van, Jesus het in ons plek gesterf. Maar weet jy die wonderlike ding wat Paulus sê? Hy sê, dit gaan nie daaroor dat ek en jy hier een kan staan en kyk, daar sterf Jesus en hy sterf vir ons nie. Wat ek en jy moet verstaan is, daar aan die kruis, soos wat hier die foto nou vir jou gewys het, het ek en jy saam met Jesus gesterf, as ons kind van God is. Die ou mens, ons wurm bestaan, is beëindig, dis klaar. Ons is saam met Jesus in die papie bestaan en in die graf in. En toe het ons as nuwe mens saam met hom opgestaan. En dit is die belangrike ding wat ek en jy moet verstaan en snap vanoggend, is dat ons het saam met Jesus gesterf. Ons ou menswees, die ou menswees wat gedryf is deur die ego en deur ons drifte en drange, hierdie lyf bestaan. En nou het ons 'n nuwe lewe in Christus, sy Gees woon in ons. Ons is nou skoenlappers, nuwe mense, wat nou onder heerskappy van Jesus as die hoof van die liggaam lewe. Maar ek weet, nou sal jy vir my sê, Masha, weet jy, en jy doen nog, en ek doen nog sonde, en jy's reg. Maar onthou jy, Jesus het vir alles betaal van geboorte tot sterwe. Dink gou net terug aan Lazarus. Onthou jy toe Jesus hom uit die graf geroep het? Lazarus, kom uit. Toe kom hy uit. Sy gesig en sy lyf was nog toegedraai in doodsdoeke. En toe sê Jesus vir die mense wat daar gestaan het, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan.
So die nuwe lewe is 'n nuwe lewe. Maar die interessante, die ou papigoe en die ou wurm gewoontes leef nog in ons koppe, daardie doodsdoeke. En soos wat ek nou as nuwe mens onder beheer van die Gees saam met Jesus begin leef in sy nuwe lewe, dan begin daar iets anders gebeur. Soos wat ek vorentoe leef, begin hierdie ding gebeur in my lewe. Ek word bewus gemaak van die ou goe, die papigoe en van die ou wurm gewoontes. En elke keer as dit gebeur, moet ek net my rug keer op die graf en saam met Jesus in die lig instap in 'n nuwe lewe en sê, Heilige Gees, hierdie ding, wow, ek stoei nou al lank met hom en dit is deel van my ou wurm bestaan. Maar ek wil nie meer so leef nie, ek is 'n skoenlapper. Waar kom hy vandaan? Gaan kyk waar lê sy roots. Dis ou mens. Ek is 'n nuwe mens. 'n Nuwe lewe bestaan saam met Jesus is 'n vrye bestaan. Gaan leef die liefde, hê God lief, hê jou naaste soos jouself lief. Dit beteken nie dat dit grenslose vryheid is nie. Dis verantwoordelike vryheid. Maar dan moet ek en jy begin word. En die wonderlike van word is dat ek vir die aanklaer kan sê, weet jy, daai ouetjie van wie jy praat, want hy kom herinner ons altyd aan ons verlede. Daai ouetjie is dood, hy het saam met Jesus gesterf. Hierdie is 'n nuwe mens wat saam met Jesus opgestaan het, wat vanuit sy krag alles wat hy is leef. En soos die Here gesê het, as hy jou herinner aan jou verlede, herinner hom aan sy toekoms in die hel. Nou ons gaan vanoggend eers hier stop. So baie dankie vir jou saamkuier. Volgende week gaan ons 'n bietjie verder gaan. Sien uit om dan weer saam met jou te kan wees. Hê 'n wonderlike dag en sterkte op jou nuwe pad saam met God. Baie dankie Here Jesus dat U alles kom wegneem het wat skeiding gemaak het tussen ons en ons Papa Vader. Dankie dat U die prys betaal het. Dat U nie net ons sonde skuld op U geneem het nie, maar dat ons as ou mens saam met U kon sterwe. Dat ons ook saam met U kan opstaan in 'n nuwe lewe en soos koningskinders elke dag kan lewe. Heilige Gees, help my en elkeen van ons om al hoe meer soos Jesus liefde te lewe. Amen. Om elke dag 'n dagstukkie op WhatsApp te ontvang, stuur net jou naam en nommer per WhatsApp na 0828216433. Vir motiveringsvideo's kan jy gerus ons Lewende Gemeenskapsblad op YouTube besoek. Daar is ook 'n Engelse blad, Live Light Community op YouTube. Jy is ook meer as welkom om ons Lewelig blad op Facebook te besoek en dan ook ons Engelse blad op Facebook, Live Light. Op Telegram kan jy net 'n soek doen onder Lewelig en dan daar aanteken en dan sal jy ook elke dag jou dagstukkies daar kan kry. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Sjaal.